Goeienaand, lekker om weer by julle te wees vanaand. Goeienaand en baie welkom vir elke ene. Ja, dis is 'n week wat 'n klomp dinge gebeur het in Suid-Afrika en ons hoop dat jy rustig is en vreugdevol en vol vrede. Ek dink net daaraan Messina en daar het duisende mense wat daar opgedaag het om deur die brug te gaan. Ek bly ook dink daaraan en hoe ontsettend moet dit wees op hierdie oomblik vir al daardie amptenare en personeel om al die mense te verwerk en deur te kry en te sorg dat almal se dokumente reg is. So dis eintlik 'n verskriklike groot proses. Ja. Ek dink nie eers hulle het genoeg mense om almal te help. Nee, daar's nie manier nie. Hallo Erna, lekker om jou ook te sien. Ja, hallo Erna, maar ja, die kapasiteit wat nodig is om deur almal te werk, ek dink dit is ontsaglik baie. Maar wonderlik eintlik vir hoe goed dit absoluut gegaan het hierdie afgelope tyd, nee, en ek dink ons kan net die Here eer en dank daarvoor dat soveel mense het gebid, soveel gelowiges het net eenvoudig gebid en wat almal verwag het wat in anargie gaan gebeur en wat gaan uitbreek en so aan, het totaal en al die teenoorgestelde gehad. So ons eer die Here ook daarvoor. Ons kan absoluut nog steeds sy hand sien in dit wat gebeur. Ja, ek dink ons moet sê, daar was die gewone rampokkers, Ja, die gewone kroeks. ja, Hallo Sonja en Fred, wat maar hulle rol ook gespeel het. ja. Hallo Elna, lekker om jou ook te sien. Hallo, dis lekker om julle te sien. Ekskuus, ek probeer nog sien of Ja. ek hier online is. Ek kry nog nie my Daar's online. hallo Alet, lekker om jou ook te sien. Ja, die gewone ouens wat opportuniste is. Hallo Lee, lekker om ook saam met jou te gesels vanaand. Ja, sy. Wat 'n supermark sal rot en kaal besteel of in winkels ingaan en net steel. Ja. En ek dink dit was nou die doel van die ding, né? Ek dink ook nie mense kan dit ooit goedkeur nie. Nee. Maar dat ons moet sê, ek dink ons 'n klomp mense wat met vrees gelewe het, nog steeds dalk lewe en dat ons steeds sal moet bid vir ons land. O ja, verseker. En ek dink ook vir selfs net dit wat voor lê en ek dink die politieke partye, ek dink ons moet so bid en seker maak ons hoor regtig by die Here oor vir wie om te stem. Dit voel vir my net in hierdie stadium daar gloep. Ons fokus is op hier op Dinsdag wat gebeur het, maar intussentyd is daar 'n klomp goed wat net so agteraf deur geglip word en ons gaan moet dink oor vir wie ons stem, want dit gaan absoluut oor ons kinders se toekoms ook. So ons moet regtig waar mooi kyk en mooi by die Here vra. Niemand kan vir enigiemand voorskryf nie, maar ek dink dit is nodig, want as 'n mens net eenvoudig sien hoe God ingetree in hierdie hele situasie, weet ek ook dat God kan intree in die volgende ook. Maar ons moet bid. Ja, ons moet die Here vertrou en ons Ja. moet bid dat die Here Ja, hierdie land van ons 'n vreedsame land sal maak. dis reg. Ja, alles het nou mos ook 'n politieke geurtjie en kleurtjie, so ek dink elke politieke party of baie politieke partye Ja, sal wat Dinsdag gebeur het nou ook wil gebruik ja, om stemme te werf. ja. Ek sê geensins dat mense onwettig in die land moet wees nie. Nee. Ek dink dit moet julle baie mooi hoor. Hallo Ronel, lekker om ook by julle te wees. Uit 'n koue Delmas uit. Ja. Ons is daarom bly op die oomblik vir die weer wat ons aan hierdie kant het. So ja, dankbaar ons is nie nou op die oomblik in Delmas nie. Ja. So ek stem ons dan ouens moet wettig in die land wees. Ja, Maar ek dink ons moet net kyk van hoe dit gedoen word. ja, So dit is weer 'n gesprek op sy eie daai wat 'n mens ja. ek sien daar 'n boodskap van Pieter af. Ek sien hom nie op die groep nie, maar ons sal gou kyk. Ja, ek dink, ja, hallo Annetjie Leroux, dat ek net gou sien, want het lyk vir my asof almal nie dit oopkry nie. Ek het ook nou 'n bietjie gesukkel op die oomblik. Maar goed, ek sien nou niks verder nie.
Goed, Dis hy. ons maar aangaan Ja. met wat ons het, want Ja. as ons nou weer afsit en weer moet oorbegin, dan Ja. gaan ons dalk sukkel. Ja, ag en jy's nou vanaand hier en so welkom vir elkeen van julle wat inskakel en dit reg gekry het om dan in te skakel. Ek weet daar's ouens wat sê hulle sukkel om die link te vind. Ons sal 'n manier vind dat ons miskien om ergens net plaas, ja, dat ons maar net self ook nou daai seker maak hoor, en dat dit vir mense makliker is om in te skakel. Maar jy is nou hier en dis jou tyd en jy het nou gesê ek sit nou vanaand hierdie tyd uit, en fokus jou hart net op dit wat God vanaand vir jou wil wys, en ek dink dis dalk die vraag wat jy vanaand vir jouself moet afvra as Here, wat wil U vanaand vir my wys? En ek dink ek wil begin met 'n eenvoudige vraag. Wanneer het jy gevoel dat iemand jou regtig sien? En dit gaan nie net oor jou glimlag nie, dit gaan nie net oor wat jy doen nie, maar dat iemand jou hart raak sien. Want ons leef absoluut in 'n wêreld waar ons daarvan hou met mekaar verbind te wees. Ons wil verbind wees met wifi. Kyk, as ons ergens met vakansie gaan, die eerste ding wat ons wil weet is daar wifi? Wat is die password? Want ons moet geconnect wees. Ons wil connected wees met ander mense, maar ons leef eintlik in 'n wêreld waar ons al hoe minder regtig connect, waar hallo Pieter en Christine vanuit die koue Rustenburg. Marie Klaasen. Hi Marie, lekker om ook vir jou te sien. Ja, en ek dink dis nie die ding is, ons begeerte is om meer en meer connected te wees, maar ons is meer en meer aanlyn eintlik, besig om met mense te connect. Ons connect deur Facebook, ons connect deur WhatsApp, maar niemand sit regtig meer by mekaar en sê, maar wat is jou hart? Ek wil ook saam jou hart ontdek, en ons het nie meer tyd eintlik daarvoor nie, want mense hardloop eenvoudig by mekaar verby. So, en ek dink is 'n tyd waarin mense nog nooit so alleen gevoel het, as juis in hierdie tyd, ten spyte van al hierdie feite, dat ons op 'n manier met mekaar connect kan wees nie. So, en miskien voel jy so, miskien kan iemand sê, maar weet jy wat, dis hoe ek voel. Ek sien net eenvoudig, almal praat met mekaar hier ergens, is Instagram, en dis, hoeveel selfies moet 'n mens neem op 'n dag, om nou ergens om relevant te wees, ek dink so iets soos 69, Nee, ek weet nie. selfies per dag, om relevant te wees, dat mense jou kan raak sien, en soos wat jy dit plaas, en ek dink net eenvoudig, ons het net nie die kapasiteit en die energie om dit te kan doen nie, maar ja, daar is ouens wat dit kan doen, maar ek dink net, dit maak net, hoe meer honger is 'n mens eintlik in hierdie wêreld, dat mense ons moet raak sien, en tog voel ons alleen, tog ten spyte van alles, voel ons alleen. So, ek dink die vraag moet absoluut net wees, wie het nog nie my hart raak gesien? En ek dink dis ietsie wat ons vanaand wil vra, omdat dit een van die diepste verlange is, van wat in ons harte aangaan. En ons almal wil hoor, ek sien jou raak. En dis maar presies waaroor hierdie verhaal van, ons gaan vanaand so 'n bietjie gesels oor Lea en Rachel se verhaal. Skryf dit dan Genesis 29 en 30. Ja, en dit gaan, so hulle verhaal is eintlik ook ons verhaal. Dis 'n verhaal van verlange, is 'n verhaal van familiepyn, dis 'n verhaal van wetywering tussen susters, ons kan dit absoluut deurvoer na tussen broers en susters toe. En in hierdie verhaal ontmoet ons eintlik hierdie susters vir Lea en vir Rachel, en eintlik ook Jakob. Ons het nou die afgelope tyd het ons elke donderdag aand gepraat 'n bietjie oor Jakob. En Jakob wat eintlik aankom en Jakob sien vir Rachel raak, en hy's onmiddellik verlief op haar. Want sy's mooi en sy's aantreklik en sy's jonk en sy oë hou van wat hy sien. Maar hier ergens in die agtergrond kry ons dan nou vir Lea. So Jakob is absoluut verlief op Rachel. Hy werk 7 jaar lank vir haar. En wat gebeur uiteindelik in hierdie verhaal? Hierdie verhaal weet ons almal, kom Laban en hy... Dis nou hulle pa. Ja, Laban is nou Lea en Rachel se pa. Hy kom en hy bedrieg vir Jakob. En dit is my 'n ding wat 'n mens eintlik nou sien, hoe hierdie familiepatroon homself die hele tyd herhaal. Oralste deur hierdie familie sien ons eenvoudig kom die bedrog voor. En wat gebeur uiteindelik is dat
Lea moet nou saamspeel, want uiteindelik het Laban toe nou gesê, ja, jy kan met Rachel trou, maar jy werk nou 7 jaar vir haar. In die aand van die huweliksbevestiging, wie land toe nou in sy bed? Lea. En Lea moes so sleg en skuldig gevoel het, want sy moes uiteindelik gevoel het, maar sy moet nou half saamwerk met hierdie bedrog, sy moet stil bly. Sy moet maak asof sy nou niks weet nie. Ek dink net hoe vreeslik moes dit vir haar ook gewees het. Sy moes omtrent nie 'n geluid gemaak het nie. Sy mag eers nie gesê het dalk lekker slaap nie, want dan gaan hy haar stem herken en hy gaan dadelik geweet het dat dit nie Rachel is nie. So sy was die ongeliefde vrou, Ja. die ongewenste een. Né? Ja. So Lea word dan nou vir Jakob gegee en Jakob word wakker en besef, hierdie is nie Rachel nie. So Lea lê langs hierdie man en sy het nie 'n keuse gehad nie. Kyk, dis moeilik om die tweede keuse te wees. Om altyd die tweede keuse te wees. Ja. En 'n mens kry dit, né? Mens kry dit in huisgesinne. Wat ouers, dit moet nooit so wees nie, maar wat ouers kinders voortrek. Ja. En daai een is maar altyd tweede. Mens kry dit by jou werk. Jy is maar altyd tweede. En jy kry later die gevoel, maar iemand is altyd beter as ek. En dis wat hier gebeur. Ja, so jy probeer hard, jy werk hard, jy word net nooit raak gesien nie. Jy voel eintlik half, jy is nie goed genoeg nie. So ons sit baie keer self in hierdie situasie en ons ervaar vernedering. Hello Michelle, pointing in. Ja, lekker. dat hy. Welkom ook vir jou. Lekker om met jou saam te gesels ook vanaand. So sy moes skaamte en skuld ervaar het, en soms is ons in 'n situasie waar ons self voel, ek kry eintlik skaam vir hierdie situasie. Ek voel verneder in hierdie hele situasie. En sy moes stil gebly het. Ja. Maar dan sien die Here haar sien raak dat sy oorgesien is. Ja. En hy maak haar moederskoot oop. En mens lees dit staan ook so in Genesis 29. So, en dinge verander vir haar, want sy begin kinders kry. Ja. En sy kry hierdie kinders eintlik om ook dan Jakob se liefde te wen. Ja, want sy noem die eerste een Reuben. Ja. En Reuben beteken, nou sal hy my lief hê. Ja. En hy het haar toe nie so lief, Ja. soos wat sy gedink het nie. Ja. En dan kry sy 'n tweede een. Ja. Simeon. En Simeon beteken die Here het gehoor. Nou, so dalk sal ek nou sy liefde kry, want die Here het my gehoor. Ja. En nog steeds gebeur dit nie. En dan kry sy 'n derde kind, Ja. Levi. Wat sê, hy sal nou aan my gebind wees. Ja. Nog steeds nie. Shame. En nog steeds het Jakob aan nie lief nie. En steeds is sy tweede keuse. Ja. So elke keer kry sy 'n kind en dan probeer sy maar iets daarmee doen. Ons sit vir Tannie Audrey op. Ja. En elke keer probeer sy met dit, miskien sal God tevrede wees. Ek probeer dit of ek probeer dit, miskien sal mense meer van my hou. Ja. Ja. So ek dink sy probeer. Ja. En wanneer alles in haar leeg is, dan kry sy 'n vierde kind. En sy naam is Juda. Ja. Wat ons eintlik vanaand genoem het die game changer. Want hy is die game changer. Eintlik. Ja, eintlik dis 'n mooi naam. Ja, nee, en alles verander, want sy sê toe, maar nou gaan ek God loof en prys, en sy plaas eintlik uiteindelik haar vertroue en alles, haar fokus verplaas sy na God toe. En sy weet, en daardie oomblik begin alles vir haar verander, so die game changer gebeur toe. Ja, daar is hy Pieter, ek sien jy is op. Daar is hy. Ja. Ja, en in die eerste 3 kere het sy die hele tyd gesê,
Here, gee vir my, gee vir my, gee vir my. Ja. En die 4de keer met die 4de kind was dit, Here, U is groot. Ja. U is God. Toe loof sy hom. En sy loof die Here. Ja. Die oomblik toe sy opgehou het om net te bly vra, om net haar eie situasie raak te sien, om net te sê, het gaan oor my. Toe sy God begin prys, toe verander haar situasie. Ja. Ja. So daai deurbraak kom En daar. daai deurbraak kom daar. Ja. 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 Want haar fokus het verskuif. Ja. Sy soek nie meer eintlik haar waarde en identiteit in Jakob se goedkeuring en in Jakob se liefde nie. Dit word bevestig deur God se liefde. Dit word bevestig deur God se liefde. Ja. Dus sy besef haar waarde sit in die Here. Ja. Né? Ja. Dis nie by mense. Ons wil baie keer wil ons die goedkeuring van mense hê. Ja. Ja. Ek dink ons moet eerder die goedkeuring van God kry. Ja. En hy keer ons goed. Ja. Hy kyk na ons, hy sien ons raak. Ja. Hy steeds lief vir ons. Dalk sien ons dit nie elke keer nie, maar hierdie keer prys hy die Here. Ja. En dit verander. Want wat gebeur met Juda? Hoe loop die storie verder met Juda? Vanuit Juda kom die huis van Dawid. Ja. En vanuit die huis van Dawid kom Jesus Christus, die leeu van Juda. Ja. Amen. Ja? Ja. Ja. Openbaring 5 vers 5. Ja. Ja. So, So sy keer uiteindelik, toe sy terugkeer na haar eerste liefde wat God is, toe verander alles en uit hierdie word die Messias gebore en uit hierdie die leeu van Juda wat opstaan. Ja, en ons verlossing, so uit haar uit word die Messias gebore. Iemand het mooi geskryf en gesê, die wêreld het hierdie vrou verwerp, Ja. maar verlossing Ja. het deur haar gekom vir die Ja. wêreld. Ja, dis so kragtig. Ja. Nee. So partykeer dink ons maar ons het eintlik nie meer 'n storie nie. Maar God is steeds nog betrokke in ons storie want hy het haar storie klaar geskryf. Hy het haar storie verder geskryf. Ja. Ja. En ons moet baie keer dink, ons het wonde wat ons wegsteek. Ons het stories wat ons nie wil vertel nie. Ons het dinge wat ons nie wil hê ander moet hoor nie. Maar uit hierdie verhaal is, God kan uit daai wonde generasies oprig. Ja. En God kan dit heeltemal verander. Ja. So weer eens wat ek net nou gesê het, sy genade hang nie af van menslike goedkeuring nie. Want hy is God. En miskien sit daar iemand wat, soos wat jy reg in die begin gesê het, sit daar dalk 'n paar Leas onder ons, en dit kan ook mans wees, wat ongeliefd voel, wat sê ek werk hard, maar niemand sien my raak nie. Ek bid dan so hard. En sy het 3 keer gebid. En toe word sy moeg, Ja. want dit werk nie. Ja. En toe verander sy om te sê, Ja. voordat jy 'n 4de keer weer vra, Ja. begin loof. Ja. Begin die Here prys. Ja, en toe sê sy ek is gesien. Ek word raak gesien. Ek is geliefd. Toe besef sy dit. Ek word geken en ek behoort aan God. Daai oomblik van oorgawe het alles eenvoudig begin verander. So wanneer jou pyn verander in lofliedere, dan word Juda gebore. Ja. Kan ons dit sê? Ja. 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 En uit Juda kom die koning. Ja. So moenie opgee nie. En die interessante van is, Juda word die grootste stam van Israel, hè? Ja. En as hulle getrek het en hulle het ergens gestop en laar opgeslaan, dan het Juda nie dadelik hulle kamp opgeslaan. Hulle het gewag totdat die heiligdom opgeslaan is. Dan het hulle by die deur van die heiligdom eers kamp opgeslaan. Kyk net hierdie geestelike nageslag eintlik Ja. wat uit
daar uit Juda uitgekom het, uit haar lofprysing uit, nee. Ja, so jy moes, as jy van een van die ander stamme was, Ja, moes jy deur lofprysing gaan, ja. om by die tempel uit te kom, Wow, nee. of by die heiligdom uit te gaan. Ja. Ja. En sy sou nooit weet wat haar toekoms sou wees nie, wat haar nageslag sou wees nie. Maar net in daardie draai, in daardie draai die deurbraak gekom vir haar hele nageslag. Ja, ek sien nog nie wat Elma daar skryf. Elna sê dis so baie waar, mens steek die eina weg en maak seer, mens dra dit elke dag saam, want party van ons kry te skaam daaroor, dit is so. Ja. Dit is so, en daar is soveel goeders wat ons net wegsteek, dat niemand dit moet raak sien nie. En ons bly stil oor goeders, want dit laat ons veilig voel, en eintlik, ja, vir hierdie familiegoed wat partykeer maar net weggesteek moet word. Maar hier is ook iemand, jy wonder vanaand, of ek 'n tweede kans kan kry. Jy wonder oor tweede kanse spesifiek. En God wil sien, wil ook vanaand vir jou sê, ek sien jou raak, ek ken jou pyn, ek weet van dit, en hy is 'n God van tweede kanse. So al voel jy daar dalk vanaand, jy hang net hier aan 'n draadjie, en dis al waarin jy vashou, want jy weet nie meer om enige iemand jou raak sien nie. God sien jou raak vanaand. Hy sien jou pyn, hy ken jou deur en deur. Psalm 139 sê, hy deurgrond ons, hy deursoek ons. Hy ken jou van die begin tot die einde. Hy ken elke gedagte wat jy bedink. Nog voordat jy dit uitgespreek het, weet hy dit alreeds. En dit is hoe betrokke hy in jou lewe is. So jy wat dink dalk, my storie is klaar geskryf, ek weet nie of daar nog 'n storie is nie. God is nie klaar geskryf met jou storie nie. Hy skryf steeds en hy bepaal uiteindelik die einde. Hierdie is nie jou einde nie. So jy moet hoopvol vashou en ons bid. En dis waar my net soos in Suid-Afrika op die oomblik, ons wat dalk gedink het, wel, God het Suid-Afrika vergeet, ons spreek hierdie goeders uit, God is nie meer hier nie. God is steeds betrokke. God is steeds betrokke in jou lewe, soos wat hy in Suid-Afrika se lewe betrokke is. God het nog nie opgehou skryf nie. Hy skryf steeds. En hou hoopvol aan hom vas. Want die deurbraak is hier. Ja, onthou jy is gesien. Ja. En God sien jou. Ja. Jy is geliefd, want God het jou lief. Ja. Jy is steeds die oogappel van die Here. Ja. Ons kan dink, ons moet dalk nou ander goed gaan doen. Nee, Jesus het alles vir ons gedoen. Ja. Ja. Hou net vas, hou net Ja. vas aan die Here. In dit wat jy moet doen. Party van julle moet dalk nuwe goeders begin. Party moet ou dinge afsluit. Weet dat die Here ook daardie pad saam met jou stap. Net om ons verhaal van vanaand klaar te maak, is Lea en Rachel is natuurlik albei dood voordat Jakob dood is. Ja, nee? En die interessante, Ja. toe Jakob naby sy einde kom, so toe vra hy, by wie wil hy nou begrawe word? Ja. Ja. En dis by Lea. By Lea. Daar was interessant. En tog sê, die woord sê nooit dat hy haar lief gekry het nie, maar uiteindelik moet tog iets sê. Ja. Hy moes tog ergens 'n liefde vir haar gehad het. So Jakob wou by haar begrawe word. Ja. En sy's so in 'n mate ook herstel. Ja. As verbondsmoeder, Ja. kan 'n mens dit sê? Ja. So, moenie na jou storie kyk en die einde is daar nie. Ongelukkig is dit so. Daar is mense wat verwerp word. Daar is mense wat maar altyd tweede gaan wees. Ja. Maar by God is jy nie tweede nie. Hy kyk anders na jou. Ja. Hoor dit vanaand. Ja, ek het nog Heeltemal nooit uit sy oog uit verloor. Nee, hallo man. Ja, en ek dink dis presies wat Marike. wat jy ook net nou gesê het is, jy is God se oogappel. Maar begin om loof en prys in jou omstandighede. Begin om, en ek weet dis moeilik. Maar joh, soms het ons 'n geestelike geveg en veg daar geveg, maar loof hom ook in daardie geveg, want hy bring die oorwinning. Hy is die oorwinnaar. En hy sien jou raak, al voel dit vir jou nie in hierdie stadium, in hierdie plek waar jy is, asof God jou raak sien nie. Hy sien jou raak. Great. Net so een of twee terugvoer, klein Renzoutjie met hom gaan 'n
baie goed. Ja, ons prys die En Here. ons eer die Here daarvoor, Ja, en weer eens dankie sure. vir almal wat ook gebid het vir hom. Ja. Moenie ophou bid nie, maar baie dankie Ja. vir julle gebede. Ons eer die Here. Een van ons mense, na wie baie van ons opkyk, Andries van Heerden, is in die hospitaal daar in Polokwane. Kom ons bid ook vir hom, dat die Here ook vir hom sal aanraak, en dat het weer met hom goed sal gaan. Goed, kom ons bid ook. Dankie Here dat ons vanaand weer kan bid vir Eugene daar in Amerika. En ons bid Here dat U absoluut die hand van genade oor hom sal hou. En dat U met hom sal wees. Ons bid vir Jaco Pretorius wat so ernstig siek is. Ons plaas hom in U hande, Here. Ons weet ook sy gesin en elkeen van die name wat ons noem, sy gesinne kry swaar. Maar wees ook met hulle. Dankie dat ons vir Charlotte kan bid. Dankie Here vir haar loyaliteit en toewyding en haar gebede ook. Verander ook op hierdie groep. Ons bid vir haar broer Martin, dat hy ook met hom sal wees en hom ook sal aanraak met U hand van genesing. Ons bid steeds vir Martin Pelser en vir Erna Pelser, en ons bid Here dat U ook met hulle sal wees. En ons weet, baie keer is dit moeilik om lofgesange te sing, te midde van wat ook al. Maar ons sê saam met hulle dankie Here, ons het verlede week gesê van die apparaat wat hy kort en die volgende dag was dit daar. En ons eer U ook daarvoor. Ons bid steeds vir Hantie Gog, en vir Sie en vir Jenny de Buyker, om Boet Fasen en om Mike Maatjan. Elkeen met verskillende omstandighede, en ons bid Here, raak ook vir hulle aan, dat dit ook in hulle omstandighede, dat hulle ook sal lofliedere sing tot U eer, omdat U vir hulle goed is. Dankie vir Renzo, dat hy soveel beter is. Ons eer U ook daarvoor, Here. En ons bid dat hy volkome sal genees. Ons dink steeds aan Esther Joubert en Martie Robertse en Letty. En ons bid vir hulle drie, Here. Ons bid dat U ook vir hulle sal bevestig dat U in hulle situasie is. Naby hulle, met hulle, en dat hulle ook sal aanvoel dat U hulle wil aanraak en dat hulle gesond sal word. Dankie dat U steeds 'n pad stap met Lucy. Ons eer U ook daarvoor. Ons bid vanaand ook vir Norma, Here, ook wat nadink oor haar toekoms en besluite wat sy moet maak. Dat U vir haar wysheid sal gee en kennis en elke ding wat sy nodig het om die regte besluit te maak. Ons bid vir Angelies, vir Henny Nel, vir Marie Klaasen, Karel Sanders. Ons bid, Here, wees ook met hulle in hulle siekte en in hulle genesing, dat hulle ook sal weet, U is ook saam met hulle. Ons bly bid vir Magda van Dijk se kinders, vir Christa, Kardum, vir Willa Pretorius, elkeen ook met 3 verskillende omstandighede, en ons bid, Here, dat hulle ook sal besef, dat U in hulle omstandighede is. Ons bid vir Belinda Botha, Here, wees ook met haar. Bly ook vir haar en dit wat sy moet doen. En dan bid ons vir Andries van Heerden. Here, hy wat vir baie geestelike leier is, ons bid dat hy ook met hom sal wees, dat hy ook nou sal ervaar U hand van genesing, en dat hy ook saam met elkeen ander 'n getuienis daaroor kan lewer. Ons bid vir ons land, Here. Hierdie land wat dikwels so de mekaar is, hierdie land wat op 'n een oomblik vreedsaam lyk, en die volgende oomblik is daar 'n klomp vrees.
Ons bid, Here, dat die vrees verwyder sal word en dat U ons 'n land van vrede sal gee, waar ons U as die enigste Here sal dien. Ons bid dit in die heilige naam. Amen. Amen en amen. Daar's hy. 'n Mooi loop. Ja, mag dit met julle elkeen goed gaan en ons sien mekaar dan weer volgende week. Yes. Baie seën. Totsiens. Dis fyn.